Goeiemôre. Baie welkom vanoggend by hierdie erediens so tussen Kersfees en Nuwe Jaar. Mag dit vir ons 'n belewenis wees om met Kersfees nog in ons gedagtes en met die vooruitsig van 1 Januarie wat voor die deur is, met 'n besef van afhanklikheid en van onsekerheid, maar ook van verwagting, vanoggend saam met mekaar hier wees. Baie welkom. Kom ons groet gou mekaar, maak seker wie sit naby jou, sê vir mekaar welkom. Kom ons groet gou mekaar. Om ons te help om op God te fokus wanneer ons hierdie diens begin, wil ek die woorde gebruik van een van die liedere in die liedboek wat ons minder kere sing, waarskynlik nooit sing nie. Lied 346 wat ook 'n Kersfeeslied is. Hierdie lied sê: ek kniel voor u voete, Heer, u Jesus is my lewe. U Jesus is my lewe. Saam met die herders kniel ek neer. God het my skuld vergewe. Jesus is my lewe. God het my skuld vergewe. En dan sê hy: neem my denke, my wil, my gevoel en laat my streef na die hoogste doel, naamlik om tot u eer te lewe. Jesus is my lewe. God het my skuld vergewe. Laat my dan streef na die hoogste doel, om tot eer van God te lewe. Vriende, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, wat ons lewe is, wat ons skuld op hom geneem het en dit vir ons gedra het, en van die Heilige Gees, wat binne in jou is, wat rondom jou is, en wat jou vanoggend ook aanraak, daar waar jy is. Amen. Ons gaan staan en dan gaan ons 2 lofliedere sing. Dis nog steeds in die gees van Kersfees, herders op die open velde. Ons sing 2 verse daarvan, en dan die Heiland is gebore, al 3 verse van die Heiland is gebore. So kom ons staan, en ons sing al 2 hierdie liedere. Bly dan ook staan asseblief vir die geloofsbelijdenis. Amen.
Met hierdie woorde en gedagte, ons Heiland is gebore, vertel dit wêreldwyd. Kom ons bely ons geloof in die bekende woorde wat ons elke keer gebruik. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in ewige lewe. Amen. Baie dankie. Uit dankbaarheid dat Jesus ons lewe is, dat hy ons sonde vergewe het ons nou die geleentheid om die Here dankie te sê met ons dankoffers, wat eintlik maar net 'n teken is daarvan dat ons onsself gee aan hom as lewende en heilige offers. Kom ons gee geleentheid daarvoor. Here, onse Vader, dis met soveel dankbaarheid dat ons vanoggend hier bymekaar kan kom. Dankbaar, Here, dat ons in die afgelope week en in die tyd voor dit en ook nou nog in ons gedagtes kan teruggaan na God, U die Skepper van die hemel en die aarde, die Almagtige, U wat mens geword het, U wat U troon in die hemel verlaat het, en hier tussen ons kom bly het, U wat bereid was om verder verneder te word, en aan 'n kruis te sterf met ons sonde en ons skuld, wat U gedra het. Dankie daarvoor, dankie dat ons opnuut bewus kan raak, en net so vir 'n oomblik ook hier aan die einde van die jaar, in hierdie feestyd kan tot stilstand kom en daaroor nadink. En nou in hierdie week, Here, nou vandag, nadat Kersfees se gejaag tot 'n stilstand gekom het, of tot rus gekom het, en ons dalk ook tot stilstand gekom het, bid ek dat U vir my en vir elkeen van ons vandag en in hierdie paar dae wat voor lê tot die einde van die jaar, in staat sal stel
om net weer van U bewus te wees in ons lewe, in ons wêreld, ook aan hierdie oorgang na 'n nuwe jaar. En dat ons, Here, ons hoogste doel sal bereik, naamlik om U te eer. En as ons dan vanoggend ook juist dit uit U woord lees, bid ek, Here, dat dit nie net woorde sal wees nie, maar dat dit ook sal afgee aan ons leefwyse in die nuwe jaar. Amen. Voordat ons uit die Psalm gaan lees, gaan ons net so vir 'n oomblik na iets kyk wat ons help om te sien waaroor gaan Psalm 148. In the beginning, God created the heavens and the earth. All the inhabitants of creation, praise the name of the Lord. Kom ons lees dit nou ook in Afrikaans. Louis Roelof, as julle dink ek is te hard, moet julle dit pas sagter stel, hoor, het voel vir my baie hard. Psalm 148. Prys die Here. Prys die Here vanuit die hemele. Prys hom in die hoë hemel. Prys hom alle engele. Prys hom alle hemelwesens. Prys hom son en maan. Prys hom alle sterre. Prys hom hoogste hemele en waters in die hoë hemelruim. Laat hulle die naam van die Here prys, want hy het beveel en hulle is geskep. Hy het hulle vir altyd hulle vaste plek gegee, vir hulle 'n orde neergelê waar buite hulle nie kan beweeg nie. Prys die Here van die aarde af, seediere en al die oseane, weerlig en haal, sneeu en miswolke, stormwind wat sy opdrag gehoorsaam, berge, al die heuwels, vrugtebome, al die seders, wilde diere, al die vee, al wat kruip of vlieg, konings van die aarde, alle volke, vorste, alle regeerders van die aarde, jong manne en meisies, grysaards saam met seuns. Laat hulle die naam van die Here prys, want sy naam alleen is hoog verhewe. Sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel. Hy het aan sy volk mag gegee. Dit is die roem van al sy troue dienaars, die Israeliete, die volk naby wie hy is. Prys die Here. En ons tema vanoggend dan, ons plek in God se groot loflied. Vriende, wanneer ek die voorreg het om nou en dan ergens op 'n staptog te wees, het ek dikwels die voorreg om natuurtonele te sien wat relatief min ander mense kan sien. Sien ek in die berge en agter berge en tussen berge hierdie pragtige blomtuine. Klein plantjies wat uit klippe groei. En ek wonder by myself, hoekom is dit daar waar so min mense dit kan sien? En ek het nog al 'n lang tyd in my lewe daaroor nagedink, totdat ek op 'n dag besef het dat alles in die skepping nie in die eerste plek daar is dat ek as mens dit kan sien en dit kan waardeer nie. Totdat ek besef het, die skepping, en ek bedoel daarmee die hele skepping, is daar om deur God geniet te word. Die skepping, die natuur, is God se blomtuin. Ons dink
dis vir mense, en ons wil skielik ander mense gaan roep en sê, kom kyk, en ons probeer ons bes om 'n foto te neem, en kry dit nooit reg, want dit gee nooit die ware beeld daarvan weer nie. Maar dit is eintlik daar, in die eerste plek daar, vir God, om dit te geniet, en daardeur geëer en verheerlik te word. Die skepping, dit leer Psalm 148 vir ons. Die skepping draai nie om die mens nie, maar om God. En vriende, in hierdie Psalm, in hierdie lofsang van Psalm 148, hoor ons reeds in die Ou Testament iets van wat die herders daar die nag in die velde van Bethlehem ervaar het, toe die engele gekom het en hierdie loflied gesing het, en gesê het, eer aan God in die hoogste hemel. Eer aan God. As ons elke keer die woord prys in Psalm 148 vervang met eer, dan is dit juist wat daar staan. Eer die Here vanuit die hemele. Eer hom in die hoë hemel. Eer hom alle engele. Eer hom alle hemelwesens. Eer hom son, maan, eer hom sterre, hoogste hemele, waters van die hoë hemelruim. Die enigste verskil is dat hierdie Psalm sê vir ons wie dit is wat God moet eer. Eer aan God in die hoogste hemel, sê die engele. Psalm 148 sê, die hele skepping, alles in die skepping, hulle moet eer bring aan God in die hoogste hemel. Psalm 148 is 'n uitnodiging dat elke persoon in hierdie groot simfonieorkes, dat elkeen haar en sy musiekinstrument sal bespeel. Dat elkeen ons instrumente moet instel en dit noodvas moet kry om 'n meesterstuk uit te voer ter ere van God. Die engele, die hemelwesens, die son, die maan, die sterre, die reën, die haal, die weerlig, die berge, die heuwels, die vrugte en die wilde bome. Alles, almal word opgeroep. Vir almal word as dit ware gesê, jy kan 'n musiekinstrument bespeel. Jy is 'n musiekinstrument. En jy kan dit nie wegsteek en dit nie gebruik nie. Ja, ook die engele. Ook die engele word opgeroep. Die engele wat deur baie mense beskou word as wesens wat aanbid moet word. Wesens wat eintlik gode is. Ook hulle word opgeroep om God, die groot God, te aanbid en om te loof. Ook die son. Die son wat ook, veral in die Ou Testamentiese tyd, maar vir 'n lang tyd beskou is as 'n God. Ook die son. En so ook die maan. Die maan wat 'n mag was, wat mense kon beïnvloed en mense negatief kon beïnvloed. Ook die maan en die son moet aan God die lof bring. En so ook die reën en die haal en die sneeu. Elke stukkie van die skepping is deel van hierdie simfonieorkes. En so ook elke natuurwet. Ja, ook die feit dat na verlede Sondag, na 21 Desember, die dae weer gaan korter word. En die nagte weer gaan langer word. En dat die somer, ja, nog op pad is, maar die herfs ook ergens gaan kom. Al die natuurwette is daar om heen te wys na God. Ook die wind. Ook die wind wat hier in ons omgewing so erg kan waai en wat ons soms moedeloos maak. Die wind is daar om God te eer.
Ja, ook as dit op die oomblik vir ons lyk, en as ons kyk wat in die wêreld gebeur, en dit vir ons lyk of die weerpatrone heeltemal deurmekaar is. Ook dan is die deurmekaar weerpatrone daar, om ons bewus te maak van God. En as die natuurwette dalk nou anders lyk as 'n tyd gelede, om vir ons te sê, maar God is ook daarvan in beheer. Die kleinste blommetjie en die grootste boom en die skoenlapper verkondig die lof van God. Deurdat dit alles vir ons in verwondering bring oor God. Ja, vriende, die skepping. Die skepping moet deur my en jou, deur mense onderhou word en versorg word, sodat die skepping ten volle die eer aan God kan bring. Kom ons sing daarvan. Kom ons sing een vers van lied 464. O Heer my God, kom ons staan daarvoor. Daarna kan julle weer sit. Maar vriende, dis nie net die skepping nie, of dan die natuur nie, dis nie net die natuur nie. In hierdie Psalm word ook ek en jy, die mens, opgeroep om God te eer, hom te prys en te loof. Die natuur loof die Here deur die natuurwette, en deur die pragt van blomme en van plante, en die wonder van weerlig en donderweer, en van die sterrepragt wat ons in die aande sien. Maar die mens word opgeroep in Psalm 148 en elders in die Bybel, om die eer aan God te bring, want God het aan ons die mag, die vermoë gegee om vir hom te kies. God het ons in staat gestel om vir die goeie, vir God en teen die duiwel te kies. Hy het vir ons 'n Heilige Gees gegee. Hy het vir ons 'n gewete gegee. Ons kan kies om God te volg. Ja, ongelukkig, en dis die onverklaarbare, dis die hartseer daarvan. Ons kan ook kies om teen God te gaan. Vers 14 in die boodskap lees so: van sy kinders maak hy helde. Hy gee aan hulle mag. Al sy kinders wat naby aan hom lewe, sal hom daarvoor prys. Al sy kinders wat naby aan hom lewe, al sy kinders wat vir hom kies, nie net eenmal om tot bekering te kom nie, maar al sy kinders, ons wat elke dag
in elke situasie weer en weer vir die Here kies, sal hom daarvoor prys. Want vriende, ons is gemaak, so sê Genesis alreeds, om God hier op aarde te verteenwoordig. Ons is sy beelddraers. As mense ons sien, as mense die gemeenskap van gelowiges, die kerk sien, dan is dit die prentjie, die beeld wat hulle het van God. Ons kies vir God in die manier waarop ons oor ander mense praat. Ons kies vir God as ek kies om in 'n geselskap nie aan negatiewe gesprekke oor ander mense deel te neem nie. Ek kies vir God wanneer ek in 'n geselskap is en mense negatief oor iemand anders praat en ek dit dan waag om positief oor ander te praat. Om my gesprekke so in te rig dat dit ander opbou. Ons kies vir God. As ons kies om geduldig te wees. Ook geduldig te wees met mense wat my irriteer. Ek kies vir God wanneer ek die keuse maak, die moeilike keuse maak. Die keuse wat baie keer lank sukkel om ander te vergewe. Al voel ek veronreg. Want dan, vriende, dan eer ek vir God. Dan verteenwoordig ek vir God. Dan maak ek 'n beeld van God, nie 'n beeld van God, maar dan sien mense in my vir God wat genadig is. Wat vir mense tweede en derde kanse gee. Ons loof God en ons eer God as mense in die keuses wat ons maak. As ek in die 24 uur wat ek elke dag het, kies om tyd in te ruim om die Bybel te lees en dit te oordink en daaroor te bid en vir ander mense te bid. Ons word opgeroep as mense om God te loof. Nie omdat God so goed is vir my nie. Nie omdat ek so baie van hom ontvang nie. Nie omdat alles wat ek van hom vra in my gebede presies so vir my gegee word nie. Ek word opgeroep om God te loof en te eer, bloot omdat hy God is. Want as ek hom loof en eer en erken omdat hy God is, dat hy die almagtige is, dat hy die regverdige God is, dat hy die liefdevolle God is, die genadige God, 'n vergewende God, 'n alomteenwoordige God. Dan, en ek raak bewus van wie hy is, dan is dit ook moontlik vir my om daarmee te werk en dit te hanteer, dat ek nie alles kry wat ek vra nie. Dat my omstandighede nie is soos ander mense se nie. Maar dan kan ek hom eer omdat hy God is. Dis waaroor Kersfees gaan. Kersfees gaan daaroor dat ek sal onthou en sal nadink dat God mens geword het om ons te red. En vriende, dit is een van die redes waarom baie kerkgeboue torings het.
Want as mense hier verby ry in die straat en hulle sien hierdie kruis wat dan ons toring is, of hulle sien ander kerke se torings, kerkgebou se torings, dan wys dit na God toe. Dan wys dit vir mense, dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor God. Daar is die lam van God. Dan sê dit vir mense, ons verteenwoordig hom hier op aarde. En as ons staan op 'n Sondag tussen Kersfees en Nuwejaar, dan is dit die vraag waaroor ons moet nadink oor die afgelope jaar. In watter mate het ek hom verteenwoordig? En dan moet ons nie onmiddellik gaan en sê, ek het geflop, ek het dit nie reg gekry nie. Om te gaan kyk, maar waar het ek dit reg gekry? Maar dan ook as ons vorentoe kyk, vir die Here te vra, Here, dat as ek in die jaar 2026 mag instap, dan wil ek in 2026 my hoogste doel bereik, om aan U die eer te bring, om U te prys en U te loof, om U sigbaar te maak vir mense. Dan wil ek in 2026 agter U verdwyn, sodat mense nie vir my nie, maar vir U sal sien, dat ek 'n toring sal wees, 'n heenwyser sal wees, weg van my af, na God toe. Kom ons sing daaroor ook, daarvoor kan julle bly sit, lied 524, ons sing 2 verse daarvan, God roep ons om met woord en daad. En vriende, dit is God se doel. God se doel is dat elke blommetjie en elke boom en elke huis of dorp of struktuur wat ons ontwerp en elke mens en elke keuse wat ons maak in een simfonie sal saam sing en saam speel om mooi musiek en mooi sang na vore te bring. Dat elkeen haar of sy plek sal inneem in hierdie groot orkes. Maar ongelukkig leef ons in 'n wêreld wat so deur die sonde aangetas is, dat elkeen onsself in die middelpunt wil plaas. Ons wil graag ons eie stem in die koor hoor. Elkeen wil graag self die 3 in die rugbywedstryd druk. Ons stap op ander, sodat ek, al is dit net vir 'n oomblik, hoër kan wees en meer sigbaar kan wees
as die ander. Ons is spesialiste daarin om mekaar te kritiseer en die verskille tussen mense uit te wys en vingers te wys na die foute wat ander maak. Ons kraak mekaar af. Ons sê mekaar sleg. Ons gaan en ons gebruik sosiale media waar niemand my kan sien nie en skryf die giftigste, afbreekendste goed oor ander mense. Wat 'n negatiewe kultuur, 'n negatiewe ruimte skep waarin ons dan leef. En nou het ons die geleentheid om 'n nuwe blaadjie om te slaan. Om nuut te begin. Ons het dit eintlik elke dag. Klaagliedere 3 sê, elke môre is nuut. Elke oggend het ons die keuse om nuut te begin. 2 Korintiërs 5 sê, die ou is verby. Kyk, die nuwe het gekom. Ons vriende, ons ou lewe is dood. Ons het 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Maar simbolies het ons in hierdie week wat voorlê die geleentheid om 'n nuwe bladsy om te blaai. Om na 'n nuwe jaar om te blaai. Om nuwejaarsvoornemens te hê. En ja, elkeen het 'n eie idee oor nuwejaarsvoornemens. Maar om op 1 Januarie te sê, en dit maar op 2 Januarie te herhaal, en op 3 Januarie, en op 26 Julie, en 28 September, en elke dag te herhaal, dis 'n nuwe dag, die ou is verby, die nuwe het gekom. En dat ek en jy, ons vir God sal bid, dat ons hom sal eer, om nie by gisterse foute, en gisterse verkeerdhede, en gisterse sonde vas te haak nie. Maar dat ons sal omblaai, en sal nuut aangaan. Ja, dat as ek en jy voel soos Paulus en sê, maar ek het hierdie wet in my, ek wil dit eintlik doen, ek wil omblaai na 'n nuwe bladsy. Ek wil elke dag nuut begin. Maar ek kry dit nie reg nie. As ek my kom kry, het ek maar weer teruggeval in die ou patroon. Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En dan sê Paulus vir die Romeine, aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus. Vriende, Jesus Christus is binne in my. Dis nie meer ek wat leef nie. Dis hy wat leef. En my gebed moet daaruit bestaan, dat ek God sal bid, dat Jesus Christus in my sal aktief kan raak. Dat ek Jesus Christus in my nie sal belemmer en sal toedruk en maak dat hy nie na vore kan kom nie. Die ou is verby. Dit is nou tyd om die Here te loof met die keuses wat ons maak. Dis tyd om ons stemme te voeg by die van die engele in Lukas 2. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde. Want as ek God loof, en as ek bewus raak van wie hy is, en hom loof, nie vir wat hy doen nie, maar vir wie hy is, dan begin leef ek soos hierdie God op aarde, en kom daar vrede by mense. Gemeente, dit is tyd dat ons as mense, ons as ontwikkelde mense, dat ons God in die natuur sal raak sien. Dat ons oë sal kry vir die natuur, vir die mooiheid in die skepping. Dat ons oë en dat ons dit sal kan raak sien en sal kan inneem, dat die wind en die reën en al die natuurelemente is God wat deur
ons aarde, ons skepping beweeg. En dat ek minder sal kla oor te veel of te min reën en te veel of te min wind. En God sal aanbid wat die natuurwette beheer. As jaar 2026 vir ons wink, dan wink God ook vir ons om in hierdie nuwe jaar sagter om te gaan met die verskille tussen mense. Dat ons sal raak sien dat die verskille tussen mense juis ons rykdom is. Dat ons anders is as ander mense en dat ons saam die simfonieorkes vorm. Dat ons hande wat ons gebruik om vinger te wys na mekaar, sal oopmaak om mekaar se hande te vat. En hand aan hand met mekaar sal stap deur die jaar 2026. Vriende, ons hoef mekaar nie te verstaan nie. Ons moet God net vertrou, dat elkeen van ons is 'n instrument, 'n musiekinstrument in God se hand. Daarom wil ek ons uitdaag vanoggend om te sê, dat in die jaar 2026, vir my 'n dag in die week sal kry, jy kan jou eie dag kies, maar dat jy op daardie dag sal terugkyk oor die vorige week, sal terugkyk na die mense met wie jy te doen gehad het in die vorige week, en dat jy dan sal gaan om aan een persoon, of ten minste aan een persoon, erkenning te gee, vir iets positief wat jy by haar of hom gehoor, of gesien, of ervaar het. Dat ons positiewe goed vir mekaar sal sê, en positiewe goed vir mekaar sal doen. Daar word hierdie gebeure vertel, en dit word vir die waarheid vertel, nou of dit waar of nie waar is, die maak seker nie so baie saak nie. Het word vertel dat 'n sakeman in Kaapstad by sy nuwe motor aankom waar dit op 'n parkeerterrein geparkeer staan. En terwyl hy so aankom na sy motor, toe sien hy 'n klein straatseentjie hierdie motor van hom staan en bewonder. En hy vertel dan self die storie so. Hy sê toe hy by die motor kom en die knoppie druk dat die motor se deur moet oopgaan, vra die seentjie, is dit meneer se motor? En toe hy ja sê, toe antwoord die seentjie, meneer, hoeveel het dit gekos? Toe sê die man, seun, ek weet nie. En dan sê hy, kyk hierdie seentjie so met 'n vraagteken na hom toe, en hy sê later vir hom, maar meneer, jy lyk nie na die soort wat motor sal steel nie, hoe kan jy nie weet wat kos dit nie? En dan sê hy vir hom, maar my broer het dit vir my gegee. En as hy sê, my broer het dit vir my gegee, dan verander hierdie kind se gesig, en daar kom so verlangende uitdrukking op sy gesig, en die seentjie sê, ek wens, en hierdie man sommer al klaar geïrriteerd, want hy weet, hy gaan sê, ek wens, ek het ook so 'n motor, of wens, iemand kon vir my ook so 'n motor gegee het. Maar toe hoor hy wat die seentjie. Ek wens, ek kan ook so 'n broer wees. Ek wens, ek kan ook so 'n broer wees. Hy sê toe vir die seentjie, klim in en ry jy saam met my. Die seentjie sê, nee meneer, ek kan nie, ek is vuil, jou motor is skoon en nie, kan nie saam met jou ry nie. En hy dink by homself, ja, jou klere is definitief vuil, maar jou hart is baie skoon. Uiteindelik klim die seentjie in, en hy sê, sal meneer by my huis stil hou?
Hy sê, ja, maar dan moet jy vir my wys, en hy vat hom daarna 'n deel van die stad toe wat hy eintlik nooit sou gekom het nie. En hy sê, meneer kan nou hier stilhou, en uitspring die seentjie, en weg is hy. En 'n paar minute later kom hy terug, met sy gestremde boetie, wat hy so sleep, na hierdie motor toe. En hy sit die seentjie daar buitekant op die sypaadjie neer, dat hy na die motor kan kyk. En hy sê vir die seentjie, daar is hy boetie, sy broer het dit vir hom gekoop. As ek eendag groot en ryk is, gaan ek vir jou ook so 'n kar koop. Dan kan ek en jy na die winkelvensters gaan kyk. Hierdie man sê, toe hy dit hoor, toe swem sy oë in trane, en hy kry 'n knop in sy keel, en hy sê, laai in jou boetie, dan gaan ons sommer nou winkelvensters toe. En uiteindelik het hy hom ingelaai, en hy het gery, en hy het by 'n winkelstil gehou, en hy het vir hulle gaan koeldrank koop in die winkel. En hulle teruggevat huis toe. En hierdie woorde het by hom weer klink. Ek wens, ek kan ook eendag so 'n broer wees. En vriende, dit dink ek is God se nuwejaarswens vir my en vir jou. Dat ons sulke broers en susters vir mekaar sal wees. Dat dit nie sal gaan oor die ander mense nie, maar sal gaan oor my. Ek, wat so 'n broer, so 'n suster wil wees. Miskien sê jy vanoggend, dat jy nie veel rede het om die Here voor te loof nie. Miskien is jy vanoggend van die huis af weg, met die gevoel, en dalk met die woorde wat jy vir jouself gesê het, dit gaan eintlik baie sleg met my. Weet nie regtig wat 2026 vir my inhou nie. Vriende, Psalm 148 vra nie, hoe gaan dit met ons nie. Hierdie Psalm vra van ons, dat ons God moet prys. En dan te kyk, hoe dit met ons gaan. Erken die Here vir wie hy is. Prys hom, eer hom, maak sy naam groot, saam met die wind en die reën, en die blommetjies en die bome. Moenie vra wat God vir jou kan doen nie. Maar kom ons gaan 2026 in, met hierdie verwagting. Wat kan ek in 2026 doen om God te eer? Hoe kan ek in 2026 'n broer wees, 'n suster wees vir ander mense? Sodat hulle die vinger sal sien wat heen wys, die toring sal sien wat heen wys na God toe. Prys die Here, eer hom. Hy het na ons toe gekom. Hy het ons kom sterk maak. Hy is naby ons, hy is Immanuel. Hy is die sterk God, die Almagtige. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hierdie God, vriende, hierdie God, gee vir my en vir jou om. Maar hy gee ook vir ander mense om. En hy wil dit baie keer deur ons wys. Amen. Kom ons sing, O Christus, ons verlange, lied 354. Julle kan bly sit.
Here, wil U ons hierdie honger gee, hierdie verlange gee, om broers en susters te wees vir ander mense. Om te weet, Here, dat ons hoogste doel vir elke dag, maar spesifiek dan ook vir 2026, is om U te eer, om U sigbaar te maak, om U te verteenwoordig. Bid ons, Here, dat U ons, U kinders, sal gebruik, om aan U die eer te bring, en ook vrede, in hierdie land, te help bewerkstellig. Amen. Vriende, kom ons sing nou saam Psalm 148, dis die wysie van Psalm 100, dis 'n bekende wysie. Ons sing die eerste, die 4de en die 8ste vers. Vriende, ons is nie toevallig bevoorreg op die laaste paar dae van 2025 te kan beleef. En as dit die Here se wil is ook 2026 te begin nie. Ons is hier omdat God ons hier geplaas het. Waarheen die pad ook al vir ons wys, daarheen stuur God ons. Om God daar te beleef. God daar te eer en mense daar tot 'n seën te wees. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee.